Die voorreg is altyd vir my so groot om nog 'n oggend wat die Here my gegee het, nog 'n dag wat hy my gegee het om die woord van die Here met jou te deel. En vanoggend sien ek iets wat die Here my oë op lê en dadelik toe ek dit sien, toe gee die Here Jesus Christus vir my hierdie volgende gedagte. En weet jy, dit was so simpel as om 'n tortelduifie se nesie te gesien het, waarin daar 2 eiertjies was, en waarvan die moeder gesien het dat die eiertjie nie gaan vrugbaar wees nie, en die een het die nesie uitgeskop het, en die ander een het uitgebroei, en 'n pragtige jong tortelduifie is gebore. En die Here sê vir my, kyk na die geestelike implikasie daarvan in julle daaglikse lewe. En ek besef, soos die tortelduifie se nesie maar onwankelbarig is, veral die Kaapse tortelduifie in ons area, en hulle lê 2 eiers, nie altyd broei al 2 eiers uit nie, meeste van die tyd is dit net 1 eiertjie wat uitbroei, en 1 voeltjie wat groot word. Besef ek dat net so bewaar God ons, net so het God ons geskape, maar elke een van ons het 'n besluit om te neem. Gaan ons in die nesie van ons hemelse Vader bly? Gaan ons in die veiligheid van sy nesie bly tot ons, ek wil amper sê, groot genoeg en sterk genoeg is om hierdie wêreld in te gaan? Maar weet jy wat? Ons as mense is ook in hierdie wankelbare, aan mekaar geweefde wêreld, en ons moet weet, ons moet standvastigheid kry, en daai standvastigheid kry ons net by God, deur om natuurlik Jesus Christus aan te neem as jou redder en jou saligmaker. 1 Johannes 4 vers 10 sê, hierin is die liefde, nie dat God ons liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sonde. 1 Johannes 5 vers 1 sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het ook die een lief wat uit hom gebore is. My medegelowige, kennis, vriend, kollega, jy moet self besluit, in hierdie wankelende wêreld, vol verkeerde dinge, vol sonde en gevaarlike areas, gaan jy in die nesie van God bly, of word jy uitgeskop? Gooi jy jouself uit? Want weet jy wat, terwyl jy nog sonde pleeg, het God jou so lief. Maar die probleem daarmee is tyd. Niemand van ons weet wanneer hy in die eerste plek Jesus Christus terugkom, en tweedens of jy dalk tot sterwe kom. En as jy nie Jesus Christus aangeneem het as jou redder en jou saligmaker nie, as jy nie besluit het, maar jy is in 'n verhouding met Jesus nie, waar gaan jy opeindig? Ons kan altyd net kyk in die skrif na Lukas 15, van die ryk man en Lazarus, gaan lees gerus dit tesame met hierdie gedeelte, en jy sal sien dat dit is baie gevaarlik om nie in die nes van die Here Jesus Christus, of dan nou God Abba Vader, te bly nie, en toe te laat dat die Heilige Gees ons elke dag lei nie. Ek groet u met baie liefde, en ek groet u met die liefde van Jesus vanoggend, en ek pleit ook die bloed van Jesus oor jou. En besef net weer eens hoekom ons môre sal Kersfeesdag vier. Dit gaan nie oor Vader Kersfees nie, dit gaan nie oor die geskenke nie. Dit gaan oor die een groot geskenk wat daar vir jou en vir my gekom het, en dit is Jesus Christus wat vir ons aan die kruis geboet het, wat vol van sonde was. Hy was perfek en het geen sonde gehad, maar hy het sy bloed aan die kruis gestort vir jou en vir my. Gaan jy in sy nesie bly, of klim jy uit, of word jy uitgegooi in die wêreld in? Seëngroete, Pastoor Gary, Brood en Water, 5 minute woord, groete.